Wat 'n heerlike voorreg vir my, Shaal Botha, om vandag weer saam met jou te kuier. Dag 312 en ons tema is liefde met hande en voete. Matteus 25 vers 40. Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. As die hande wat bid nie ook in liefde dien nie, is al die bid pure verniet. Die hande en voete van liefde. As jy regtig wil sien wie iemand is, kyk hoe hy optree teenoor mense wat niks vir hom kan terugdoen nie. Of hoe hy doen, daar waar ander mense sy doen nie sal raak sien en aan die groot klok sal hang nie. Dit is mense wat verby die doen kyk en die vermomde Jesus raak sien in die vir wie hulle in liefde doen. Matteus 25 vers 31 tot 40 is een van daardie gedeeltes wat my elke keer laat wonder oor my eie doen. En dan loop my wondere oor in 'n roep van: "Ai Here, help my om nie so te fokus op die groot en gerieflike dinge dat ek U nie kan raak sien in die stikkende en seer mense rondom my nie." Hier vertel Jesus van die dag wanneer die koning sy mense sal skei, soos 'n skaapwagter die skape van die bokke skei. Nie op grond van wie die meeste Bybelverse kon aanhaal of wie die mooiste gebid het nie, maar op grond van wie gewys het wat liefde regtig beteken met hul doen. Die koning sê: "Ek was honger en julle het my kos gegee. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my ingenooi." En die mense vra verbaas: "Wanneer het ons dit gedoen?" Sy antwoord tref soos 'n pyl in die hart. "Elke keer wat julle dit vir iemand anders gedoen het, vir die geringstes, het julle dit vir my gedoen." Dit laat 'n mens nogals dink, nee. Dis asof Jesus vir ons sê: "Ek het myself vermom en weggesteek in mense. Nie net in die mooi mense of die dankbare mense nie, maar in die moeilikes ook, die wat jou geduld toets, die wat rof en onbeskof is, die wat in hul seer klei trap, die wat deur mense afgeskryf word. Hy is daar in elkeen van hulle. En hy kyk nie net hoe ons bid nie, maar ook hoe ons doen en of ons hom raak sien." Ware liefde is liefde wat hande en voete het. Dis liefde wat voete was, hande vat, brood breek en wonde versorg. Dis ongemaklike liefde, maar liefde wat Jesus in ander raak sien. Ek onthou nog hoe ek eendag 'n vrou in 'n ou huis ontmoet het wat altyd ongeskik was met die personeel. Niemand wou eintlik met haar gewerk het nie. Maar een jong versorger het gesê: "Ek gaan haar nie net voer nie, ek gaan Jesus in haar sien." Sy het elke dag met haar gaan gesels, haar hand vasgehou en vir haar gebid. 3 weke later was daar 'n sagtheid op daardie vrou se gesig wat niemand kon glo nie. Dis wat ware liefde doen. Dit maak die hardste harte en ongemaklikste mense. Ons dink baie keer ons moet groot dade doen om God se liefde te wys. Maar dis juis die klein liefdesdaadjies wat stukkies hemel in mense se harte plant. 'n Koppie koffie saam met iemand wat worstel, 'n SMS van aanmoediging, 'n oproep, 'n eerlike glimlag, om net daar vir ander te wees. Wanneer liefde deur hande praat, verstaan selfs die stilstes sy taal. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om Jesus in ander te sien? Wat kan ons doen om dieper te kyk en meer beskikbaar te wees? Hoe gaan jy vandag begin om ander te bedien met Jesus se liefde? Heer Jesus, leer my om U raak te sien in die mense rondom my, veral in die swaar kry en eenkant mense. Maak my hart sag,
my oë oop en my hande bereid om te dien soos U. Nie omdat ek moet nie, maar omdat ek uit dankbaarheid wil. Amen. Kom ek en jy vertrou ook vandag en elke dag die Heilige Gees om ons te wys waar kan ons Jesus se hande en voete wees vir ander in wie Jesus lewe. Liefde groete, soos altyd, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.